Iemand het kommentaar gelewer daar op my video wat ek gemaak het wat ek die verskillende pastore in Suid-Afrika kritiseer en in daai video het ek gesê dat ek wil jou naam kan Google en sien hoe jy die evangelie gee. Ek het dit as 'n baie belangrike ding gesit om te sê ek wil weet waar jy staan met die evangelie. Verstaan jy die evangelie? Het jy dit al versprei vir mense? Moet maklik kan kry waar jy die evangelie gee. En iemand het daar in die kommentaar ingeklim toe sê hulle man, wie's jy om te sê hulle moet die evangelie gee? Daar is nie 'n video van jou wat die evangelie gee nie of iets soos dit het hulle gekom het. En kom ek sê net vir jou, ek dink jy is 100% reg. So hierdie video wil ek maak waar ek vir jou eksplisiet die evangelie gee. Ek wil hê daar moet 'n video wees op YouTube wat ek op 'n publieke platform presies die evangelie deel soos wat ons dit sien in die skrif. Nou, toe ek hieraan gedink het om hierdie video te maak, toe het ek soos 'n droom. Nou, hierdie is nie jou charismatiese droom wat ek 'n visioen of 'n ding van bo af gekry het nie. Hierdie is net iets wat ek gedink het, hoe awesome sal dit nie wees as ander mense in Suid-Afrika dieselfde ding doen. Ander mense in Suid-Afrika reg oor die wêreld, laat as jy jou sosiale media oopmaak, dan kan jy nie 2 keer scroll sonder dat iemand die evangelie gee nie. Met ander woorde, wat ek sê is, ek gaan in hierdie video die evangelie gee, maar ek daag julle uit om dieselfde ding te doen. Ons staan nou hier om omtrent soos amper 4000 subscribers. As 'n kwart van julle, as 1000 van julle jou foon optel, jouself afneem, dit gaan jou nie 'n minuut vat nie en die evangelie deel. Hoe awesome sal dit nie wees as so sosiale media gevloed is met mense wat dit doen nie. So baie mense, ons het 'n studentebediening wat ons lei en so baie van daai studente vra vir my, wat moet ek doen vir die Here? Jy weet, wat is my purpose in die lewe? Hier gee ek vir jou nou iets wat jy prakties kan doen. Dalk het jy nog nooit die evangelie met iemand gedeel nie. Dalk is jy al 80 jaar oud en jy sit daar by jou huis en jy nog nie een mens na die Here toe gelei nie. Hierso gaan ek, of hierso's nou vir jou 'n geleentheid. Dis nie 'n groot storie. Jy tel die kamera op, druk record en gee die evangelie vir mense. Jy stop die video en dan as jy dit op YouTube of iets laai, dan sit jy daar jou naam en jy sê, jy weet, Johannes Labeskagni gee die evangelie. As daar nou Johannes Labeskagni is, dan gaan jy baie gekondem voel as jy dit nie doen nie. So, dalk is dit spesifiek vir jou bedoel, Johannes. Ek ken nie so ou nie, by the way, so dit was net random dat ek dit gesê het. Maar sal dit nie ongelooflik wees as jy jou foon oopmaak en as jy hier's nog iemand wat die evangelie gee. Hier's nog iemand wat die evangelie. Jy weet, 'n kort boodskap, dan laai jy dit op Facebook, dan laai jy dit op YouTube, dan laai jy dit op Instagram, op enige plek. Maar al doen iemand anders dit nie, dis fine. Ek wil hê daar moet op 'n publieke platform my naam wees en die evangelie daar. Nou daar's nog 'n rede hoekom ek hierdie doen. Die een is natuurlik om die woord van God te versprei. Die ander ding is baie van julle gaan iewers in jou lewe gekonfronteer word met soos 'n assurance van salvation. Is jy regtig seker jy's gered? Die Satan gaan kom en jou aankla. Die Satan gaan kom en sê, kyk hierso, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan hel toe gaan. En al wat jy dan kan sê is, hey, Google my naam. Gaan YouTube my naam. Satan gaan op YouTube, tik my naam en dan sê jy sien, daar's 'n video wat ek die evangelie gee. Wat ek vir Christus bo enige ander naam proclaim. Wat ek sê Christus is die enigste waarlike God. Dat Christus het vir my sondes gesterwe. En dit is die idee agter hierdie video. Moenie hierdie video share nie. Moenie die maklike pad uitvat nie. Ek daag jy nou uit. As jy op hierdie video geklik het, dat jy nou gesien wat my uitdaging jou is, tel hy foon op, neem jouself af, sit dit op 'n publieke platform, moenie skaam wees vir Christus nie. Moenie skaam wees vir die Here nie. En ek wil sien dat sosiale media gevloed is van mense wat hierdie doen. So, ek daag jou uit. Kom ons doen dit en kom ons maak die Here se naam groot. Ons moet hierdie land draai na die Here toe. Ons moet mense kry op hulle knieë neer te val en te sê Christus alleen is God. En ek wil ook sê vir net as jy hierdie doen, maak seker in daai stelling wys jy uit dat dis Christus alleen wat ons kan red. Ons kan nie gered word deur enige naam as Christus nie. Dit is wat die Bybel vir ons sê, Handelinge 4 vers 12. En iets soos Johannes 3 vers 36. Maar hier is die evangelie. So die Bybel leer ons dat almal skiet kort van God. Ons moet begin met die slegte nuus. Die slegte nuus is, ons is almal sondaars. Ons is in sonde gebore. Romeine 3 sê vir ons, all have sinned and fallen short of the glory of God. Met ander woorde, as ons vandag in daai sondige toestand, as jy vandag in daai sondige toestand moet voor God staan om rekenskap te gee vir jou sonde, gaan jy jou skuldig bevind, want ons almal het gesondig. Dis die slegte nuus. Die slegte nuus is ons moet doodgaan en hel toe gaan vir ewig omdat ons almal in sonde gebore is. Maar dis nie waar dit stop nie. Christus het vir ons betaal aan die kruis. God het sy enigste gebore seun gegee om vir ons te sterwe aan die kruis sodat ek en jy nie verlore hoef te gaan nie, maar laat ons die ewige lewe kan hê. Dis die goeie nuus.
So wat ons moet doen is ons moet bekeer, ons moet wegdraai van ons sonde en ons moet Christus aanneem as ons enigste verlosser en saligmaker. Om 'n video te maak en dit publiek te sit op 'n platform is 'n manier wat jy vir die wêreld kan wys dat Christus alleen is God. Christus alleen is die een wat kan red. Niemand anders kan jou red buiten Christus nie. Die Bybel sê vir ons in Romeine 10 vers 13, "For whosoever call upon the name of the Lord shall be saved." Daar's een God, daar's een redder, Jesus Christus. Neem hom aan, maak jou eie video en kom ons draai hierdie land na die Here toe.